Ons maak die Bybels oop by Josua hoofstuk 9. Josua hoofstuk 9. Die Here is besig met sy volk in die intog in die beloofde land. Hy wys hulle die weg. Hy wys hoe hy die ongeloof uit die land waarin hulle moet intrek wegneem en hy gee vir hulle 'n plek wat aan hulle sal behoort en waarin die Here sal woon. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, met die woord geopen is ons dankbaar dat U steeds tot ons spreek. Dat die woord in ons midde mag wees as 'n kosbare herinnering dat U ons nog nooit verlaat het nie. En dat elke deel van hierdie wêreld dit ook vandag kan besef. God is met ons. Maar in besonder hier waar ons by mekaar vergader in U teenwoordigheid. Daarom is ons gebed dat U woord nou tot ons sal kom deur U lig wat daar oorskyn. Laat U Gees nou kragtig spreek deur hierdie woord wat na ons kom. In Jesus naam. Amen. Josua 9 is die eerste deel van 2 weer eens waarin Josua 10 'n opvolg is op wat gebeur het na Josua 9 en ons moet dit dan in daardie geheel saam lees. Ons lees vandag net 9. En toe al die konings wat wes van die Jordaan woon, op die gebergte en in die laafveld en aan die hele kus van die Groot See, na die kant van die Libanon toe, die Hetiete en Amoriete, Kanaaniete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete dit hoor, het hulle bymekaar gekom om soos een man teen Josua en Israel te veg. Maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Josua met Jerigo en met Ai gedoen het, het hulle ook met lus gehandel. Hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en verslyte sakke op hulle esels geneem en verslyte wynsakke wat geskeur en weer toegebind was, ook verslyte en gelapte skoene aan hulle voete en verslyte klere aan hulle lyf, en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld. So het hulle dan na Josua gegaan dan na Josua gegaan in die laar van Gilgal en aan hom en die manne van Israel gesê, ons kom van 'n ver land af. Sluit dan nou 'n verbond met ons. Maar die manne van Israel het aan die Jewiete gesê, miskien woon julle onder ons. Hoe kan ons dan 'n verbond met julle sluit? Toe sê hulle vir Josua, ons is die dienaars. Daarop het Josua hulle gevra, wie is julle en waar kom julle vandaan? En hulle sê vir hom, u dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweë die naam van die Here u God, want ons het die gerug van hom gehoor, en alles wat hy in Egipte gedoen het, en alles wat hy aan die 2 konings van die Amoriete oorkant die Jordaan gedoen het, aan Sion, die koning van Hesbon, en Og, die koning van Basan, wat in Astarot was. Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en gesê, neem padkos met julle saam vir die reis, en trek hulle tegemoet en sê aan hulle, ons is julle dienaars, sluit dan nou 'n verbond met ons. Ons brood hier, waarom het ons dit as padkos uit ons huise geneem die dag toe ons uitgetrek het, om na julle te gaan kyk, maar nou het dit droog en verkrummeld geword. Die wynsakke hier wat ons as nuus vol gemaak het, kyk, maar hulle is geskeur.
en ons klere hier en ons skoene. Hulle is versluit deur die baie lang reis. Toe neem die manne van hulle padkos, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle verbond gesluit dat hy hulle sou laat lewe. En die owerstes van die vergadering het hulle dit met 'n eed beloof. Maar aan die einde van 3 dae nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in hul nabyheid en tussen hulle inwoon. Die kinders van Israel het naamlik weggetrek en op die 3de dag by hulle stede gekom, en hulle stede was Gibeon en Kefira en Beerot en Kirjat Jearim. Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Here, die God van Israel. Die hele vergadering het toe teen die owerstes gemurmureer. Daarop sê al die owerstes van die hele vergadering: ons het self vir hulle gesweer by die Here, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom ter wille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie. Verder sê die owerstes vir hulle: laat hulle lewe, en hulle het houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos die owerstes aan hulle gesê het. Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê: waarom het julle ons bedrieg deur te sê, ons woon baie ver van julle af, terwyl julle tussen ons inwoon? Nou dan, vervloek is julle, en nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers, sowel as waterputters vir die huis van my God te wees nie. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê: omdat aan u dienaars verseker meegedeel was, dat die Here u God aan Moses sy knegt bevel gegee het, om die hele land aan julle te gee, en al die inwoners van die land voor julle uit te verdelg, daarom was ons vir julle baie bevrees, ter wille van ons lewe, en het ons hierdie ding gedoen, maar hier is ons nou, in u hand. Doen soos dit goed en reg is in u oë, om met ons te handel. Hy het toe so met hulle gedoen, en hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, dat die hulle nie gedood het nie. So het Josua dan op die dag houtkappers en waterputters van hulle gemaak vir die vergadering en vir die altaar van die Here tot vandag toe, op die plek wat hy sou uitkies. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die hele gedeelte sal oorhoofs in die prediking in behandeling geneem word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so tussenspel tussen al die gebeure van verowering en vernietiging, wat gee die Here hier? Hy laat ons lees van menslike gedrag wat ons eintlik baie goed ken. Hy leer ons dat ons raak sien dat daar een ding is wat waar is van elke mens, of binne die kerk of daar buite. Dit is baie maklik om iemand te glo. Dis maklik om iemand te vertrou. En dit is maklik om iemand te bedrieg. Hierdie goed gebeur daagliks. Karaktereienskappe van die mens in 'n gefalle toestand. En wie aan watter kant van hierdie saak lê, sal geraak word. Die gevolge sal daar wees. Iemand wat jou bedrieg het, maak dat jy volgende keer nie weer luister na iemand nie. Iemand wat jou bedrieg het, maak dat jy nie weer
Wat sê jou storie? Sê weer. Ek luister baie beter die tweede keer. Hierdie goed gebeur. Waarom wil die Here hê moet hierdie gedeelte in die Bybel staan? Net om te sien dat daar ook skelm mense beskikbaar is? Aan die een kant waarskynlik ja. Die gedeelte word vandag beskou vanuit die tema my beloftes het gevolge. My beloftes het gevolge. En ons mag maar vra hoekom, of hoe, of wat sal die gevolge dan nou wees? Is daar regte gevolge? Ons kyk na die wêreld in bedrog en bedrieg, en ons kyk nou hoe mense handel met verskillende sake, en dit lyk asof daar niks met hulle gebeur nie. In die geskiedenis van Josua lees ons dat dinge het nou goed geloop. Ons sien hoe die Here gewerk het van Jerigo na Ai, eerste probeerslag, Ai, tweede probeerslag. Die volk is seker nou op hoogte. Jy doen 'n ding nie sonder om die Here te raadpleeg nie. Jy hanteer die saak van die Here soos hy dit wil gedoen hê. Dis tog die uitgangspunt as ons kyk, jy gaan nie deur die Jordaan sonder dat die priesters binne staan nie. As die priesters binne staan, stap jy droogvoets deur, anders verdrink jy in die Jordaan. Die Here moet voor jou uitstap. Die Here sê vir jou, so gaan ons Jerigo verower. Die Here stap met ons die pad. Volgende een wat ons moet raak sien is, dit lyk asof Ai maar gevat kan word deur 3000 man. Fout, nommer 1. Wat sê die Here? Ai, weergawe 2. Almal gaan die Here oorwin Ai met al die manskappe. Maar God oorwin. Wanneer ons 'n stad moet inneem, wanneer ons 'n gebied moet inneem, sien Israel raak wat God sê. Hoe wil hy hê moet die land verower word? Vanuit geloof, deur geloof en vertroue op God. Daar's die uitgangspunt. Deur geloof, in geloof, met 'n vertroue dat God sal voorsien. Dis die uitgangspunt. Tog lees ons, manne kom aan, en die eerste vers sê vir ons al wat gebeur in Israel, in die gebied Kanaan, wat gebeur in die gebied van Kanaan, met die ander volke, veral hulle wat nou na die weste kant van die land lê, en natuurlik noord en suid ook. Maar Israel het nou gekom en hy het so die middel van die land binne gegaan. Nou lê daar 'n groep stede met konings na die weste toe. En daardie weste kant van die land moet nou volgende verower word. En dis wat ons lees in die eerste vers, dat al die konings wat wes van die Jordaan woon, op die gebergte en in die laafveld, dis vers 1, en aan die hele kus van die Noordsee, na die kant van die Libanon toe, die Hittiete, die Amoriete, Kanaaniete, Ferisiete, Jewiete, belangrike woord, en Jebusiete, toe hulle dit hoor, het hulle by mekaar gekom. Want Israel het verloor teen Ai. Ons sal hulle maklik vat. Toe wen hulle teen Ai, gaan ons hulle nog steeds maklik vat. Die antwoord was toe nee. Die gesindheid verander en 'n deel van daardie volke, die Jewiete in besonder, maak 'n slim plan. En ek noem die woord slim, maar jy kan dit eerder vertaal met die woord skelm. Want as ons in Genesis 3 lees, die slang was listiger as al die diere van die veld, en wat die slang volgende gedoen het, was 'n woord van listigheid. Is dit so, dat julle nie van al die vrugte in die tuin mag eet nie? Lus was, dit is waar dat hulle nie van alles mag eet nie, maar dit is nie waar dat hulle niks mag eet nie. Hulle mag net nie eet van daardie een boom nie. Dis lustig.
Dis 'n verleidende woord. Dis die voorbeeld wat die Satan van die begin af stel. En daarom word die gedrag van die Jewiete nou vergelyk met die gedrag van die eerste leenaar. Die gedrag van die Jewiete word vergelyk met die eerste leenaar se gedrag. Dit moet jy raak lees. Jy moet die woordjie lus hoor, jy moet teruggaan na die lustigheid. En lus beteken om te probeer bedrieg. Openlik, oop oë, sonder om skaam te hê daaroor, sonder om enigstens verweer te probeer gee daaroor. Later sal ons hoor, jammer, ons het dit gedoen want ons wou lewe. Lustig. En hulle kom en hulle vermom hulle self. Nou vermom beteken hulle maak van hulle self 'n beeld, 'n prentjie van wat hulle nie is nie. Hulle trek ou klere aan. Hulle maak of hulle ver op reis kom. Hulle maak selfs die brood oud. Hulle vat vars brood en hulle laat dit oud word. Ons kom aan met ou brood, want ons het van ver af gereis. Ons kom aan met verslete klere, sakke van waarin die wyn was wat verslyt het, wat oud gelyk en stikkend is. Hierdie stikkende klere, hierdie stikkende goed, is wat ons vir die mense gaan wys. Dis die plan. Hulle kom by Josua en hulle sê, ons kom van ver af. As jy 'n goeie bedrieër al gehoor het, ons ken hulle deesdae baie goed, hulle is amper professioneel bedrieër. Hulle storie maak so goed sin. Weet jy wat, ons ken julle God. Julle kom van Egipte af. Julle het verskriklik ver gekom en julle het die koning selfs verstaan aan die ander kant van die Jordaan. Die konings Og en Sion. Ons ken die verhaal. Ons het van ver af gehoor, die nuus het ver getrek. Ons ken julle en ons het soveel respek vir julle God. Hulle is daarom gawe mense hierdie Jewiete. Ons weet nie hulle is Jewiete nie. En dis hoe hulle die storie na jou bring. Hoe hulle die storie vir jou vertel. Hoe hulle die storie vir jou gee. As waar. En die oudstes kyk hulle so uit. En Josua kyk hulle so uit. En jy hoor iets van, hier's fout met die storie. Iets voel nie lekker nie. Wie van het 'n sesde sintuig? Hande op. Het voel nie reg nie. Jy hoor, as geen vroue wat die gesprek gedeel het nie. Vandag sou die vrou sê, my man, ek vertrou hierdie mense nie. Dis in daardie gesindheid. Daar is iets fout met wat hulle doen. Want daar word vir hulle gevra, waar kom julle vandaan? Wie is julle? Wie is julle? Net as julle iemand wat hier naby ons woon. Net as julle iemand wat hier by ons bly. En dan moes ons julle eintlik doodgemaak het. En nou kom julle met 'n baie mooi storie. En hier is die eerste saak wat jy moet hoor. Wanneer Israel met die onbekende te doen het in 'n vreemde land en 'n vreemde wêreld, wie moet hulle vra? Die volgende Jewiet. Al hulle eie mense, al hulle wysgeere rondom hulle. Wie moet hulle vra of hulle nou die regte besluit gaan neem? Wie moet hulle vra? En dit moet jy raak sien. Wie moes hulle vra? Want dis vir die onbekende kind, die kind is nie onbekend nie, maar die kind van die Here in 'n onbekende wêreld en onbekende omstandighede behoort te doen, ten alle tye. Vra die regte vraag. Want hoe weet jy in hierdie bedrogsituasie wat's die regte pad? Stel ondersoek in waar hulle vanaf kom. Sou ons voorgestel het en hulle is in oorlogtyd, hulle is in veroweringstyd, hulle vertrou hulle op gesigwaarde in plaas van om die Here te raadpleeg. Wat is die stelsel van Israel om die Here te raadpleeg? Hulle moet God vra via die priesterdom, dat daar ingetree word by die Here, dat die Here met die Urim en die Thummim sal bepaal. Onthou, dit was nie lank gelede nie. Die Urim en die Thummim moes bepaal. Dit is 'n toestel wat sê ja, nee of wag.
dat hulle vir die Here 'n vraag kon vra en die Here sou kon antwoord, kan ons hulle vertrou? Raadpleeg deur die priester, vra God. En dan sou die Here antwoord, want wie is die Here? Wie is die God van Israel? Dis die God wat alles weet. Dit is sy eienskap. Hy is alwetend. Hy weet nog voordat iemand iets doen, wat hulle gedagte is om dit te doen. Hy weet wat jy dink. En die bedrieërs, se storie is geglo. Israel het gesê, goed. Josua het aanvaar, goed. Maar het nie die Here geraadpleeg nie. En toe sluit hulle verbond, hulle maak 'n verbintenis, hulle maak 'n kontrak en sê, goed, ons sal julle lewe spaar, julle kan saam met ons woon. En hulle is besig met hulle normale werk en hulle trek nog 3 dae uit, en hier vind hulle die mense, waar hierdie mense vanaf kom. Hulle vind 3 ander stede van die Jewiete. Uiteindelik is daar 4 stede van die Jewiete. 4 stede van die Jewiete. En hulle is deel van die Jewiete. Hulle kom toe nou nie van 'n ver land af nie. Hulle is 'n paar myl na die noordweste toe. Hulle is naby. Hulle is naby. En toe is dit chaos in Israel. Van nou kan hulle nie doodgemaak word nie. Nou is hier 'n groep mense wat die Jewiete, die Jewitiese geloof aanhang, en dis die Baal geloof. Dis die afgod geloof wat in Kanaan leef. Onthou, hulle naam is genoem in die naam van die volke wat uitgewis moet word, omdat hulle juist die Baals aanhang. Nou, wat nou? Nou het ons 'n gelofte gemaak, want dis wat ons doen, is ons die Here 'n belofte maak, en hom as getuie roep, ons lê 'n eed af. Nou is die Here die getuie dat ons hierdie mense se lewens gaan spaar. Dis nie 'n valse eed nie, maar dis 'n eed op valse voorwaardes. Dis 'n eed op valsheid wat van die ander party afgekom het. Maar dis nog steeds 'n eed. Hier is die tweede gevaar wat ons vandag mee te doen het. Wanneer ons vandag ons kinders toelaat om 'n eed af te lê, en dit was nie lank gelede in skole geïmplementeer. As ons toelaat dat ons kinders 'n eed af lê, ken ons al die waarheid. Ken ons kinders waaroor hulle eed af lê. Ken ons kinders die inhoud van hulle eed. Verstaan hulle wat 'n belofte aan die Here beteken as 'n eed. En dis hoekom die skole eed so groot storie was jare gelede. Want as ons kinders nie weet wat hulle sê nie en hulle verbreek die eed, is hulle aanspreeklik teenoor die God voor wie hulle hierdie eed afgelê het. En hierin lê 'n groot stuk waarheid wat u en ek moet hoor. Wanneer ons 'n belofte maak en sê, ja Here, as getuie voor mense, en baie van hierdie geloftes word afgelê, kerkraad word bevestig, doopouers lê dit af, belofte aan die Here, hy is getuie, ek sal my kinders grootmaak in u weë, Here, ek sal dit doen. Daardie gelofte bly van krag. Die Here vergeet nie. Die Here gaan nie dood nie. Ons gaan. Die Here hou nie op om te hoor nie, maar ons doen. Ons gaan asem uitblaas, die Here gaan nie. En so gaan hierdie beloftes waar die Here as getuie geroep word, my belofte aan my vrou, by my huwelik, en al hierdie beloftes, dink maar, of die een wat ek sê, ek beloof voor die Here, een wat ek vinnig moes sê, want ek wou gehad het, jy moes my glo. Die Here, hoor my nou. Hoor jy, wil die Here aanroep en sê, Here, u moet getuie wees van my waarheid. Eed aflê is 'n groot saak, die skrif is vol daarvan. Wanneer Jesus in die Nuwe Testament daaroor praat, dan sê hy juist daaroor, wanneer ons 'n eed aflê, dan roep ons hom as getuie, maar dit is gevaarlik. Laat jou ja liewer jou ja wees en jou nee jou nee. Leef eerbaar en eerlik. 9de gebod word dan betrek. Maar wanneer hierdie eed afgelê word, is dit vas. Die Here sê, ek getuie, die getuienis is vas. Nou is die Jewiete veilig. Hulle mag nie doodgemaak word nie. En Israel kla geweldig. Hulle mag hulle nie doodmaak nie. Wat is die gevolg van 'n belofte? Wat is die gevolg van 'n belofte? Ek kan nie hierdie mense vermoor nie.
Ek kan nie die ongeloof uit Israel wegvee nie. Hulle is vrygestel van die banvloek. En hulle sal saam met ons wees. Die een gevolg daarvan is dat ek moet saamleef met my belofte. Die stuk seën wat daarmee saamkom is die Here die getuie bly van daardie belofte, kan daar seën en genade intree. Het daar? Want wanneer Josua dan die laaste bestraffende woord spreek tot hierdie mense en hulle tot verantwoording roep en sê, hoekom het julle ons bedrieg? Ons het dit so gehoor, hoekom het jy my bedrieg, Jakob? Hoekom het jy my eersgeboortereg gesteel? Hoekom het jy gevat wat aan my behoort, sê Esau? Hoekom? Jakob bedrieg, dis sy naam. Hy word later bedrieg as hy sy vroue soek, deur sy oom. Jakob word die vader van Israel. Bedrieg of nie? Want God se hand is oor Jakob, oor die nageslag van Jakob, alhoewel hy die bedrieër was, is daar genade in God se genade vir die toekoms. En wanneer hierdie bedrieërs in Gibeon, wanneer die Gibeoniete as bedrieërs voor God staan, is hulle begenadig, want ons sal later sien, hulle is deel in Nehemia, as 'n groep wat 'n stuk van die muur herbou. Hulle bly deel van Israel, want wat word van hulle gemaak wanneer hulle genade ontvang? Hulle word vervloek. Ons lees wat Josua sê oor hulle word vervloek. Vers 24 sê, toe het Josua geantwoord en gesê, omdat aan u dienaars verseker meer gedeel was, dat die Here u God aan Moses sy knegt beveel gegee het, dis die woorde wat hulle gesê het, maar voor dit het Josua met hulle gepraat. Ek wil net so klein enetjie teruggaan in die teks. Ja, hier is in vers 22. Verskoning. Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê, waarom het julle ons bedrieg deur te sê, ons woon baie ver van julle af, terwyl julle tussen ons in woon? Nou dan, vers 23, nou dan vervloek is julle, en nooit sal julle ophou om knegte en houtkappers sowel as waterputters vir die huis van my God te wees nie. Van nou af is julle vervloek. En julle is waterputters en houtkappers, julle is slawe en diensknegte van Israel. Hulle bly slawe en diensknegte van Israel deur die tyd. Na ballingskap is hulle nog steeds slawe en diensknegte in Israel. En herbou die muur in Nehemia. Wat maak die Here met slawe en diensknegte wat hy vervloek het? Hy begenadig hulle. Wat maak hy met Rahab wat in die muur gebly het? Hy gebruik haar. Wat maak die Here met genade? Want 'n belofte het gevolge. Die vinnige belofte van Israel voor die Here het die gevolg gehad dat hulle nie mag verwyder nie, en daarom was daar altyd 'n striweling met ongelowiges tussen die gelowiges. Maar die tweede saak van die gevolg is dat die Here onthou hierdie beloftes en dat hy met hulle was tot aan die eindes. Dat hy Israel beproef het in hierdie tyd van beproewing, dat hy hulle hierdie versoeking wat hy toegelaat het, hulle mee versoek word, nie bo hulle kragte gegee het nie, maar dat hulle kon leef met hierdie mense om hulle, en dat hulle geheilig word nog steeds onder Israel, dat hy hierdie volk evangeliseer, die Gibeoniete, al die ander konings wat hiervan lees, en ons sal daarvan lees in die volgende hoofstuk. Al die konings waarvan ons gelees het daar in die begin van hierdie hoofstuk, het in opstand gekom sonder Gibeon, sonder die Gibeoniete, hierdie deel van die Jewiete, sonder hulle, en daardie konings is verslaan, want God het sy beloftes gehou.
Hy het die Gibeoniete gered en seker gemaak dat niemand hulle skade kon maak nie. Hy het hulle dus onder die sambreel van Israel se beskerming gaan plaas. Wat hoor ons? Wanneer die Here reeds hier in die Ou Testamentiese era wys hoe hy Israel en nie Israel gaan beskerm, bring hy genade, en dis al die voorafskadu van Christus. Bring hy die genade van Christus in die midde van die mens, want hy plaas genade op 'n plek waar die mensdom dit nie soek nie. Israel sal vernietig, maar God sal begenadig. Vanuit die Gibeoniete moet nog dinge gebeur, maar God alleen weet wat. En hy red. Wanneer ons vandag vanuit ons raamwerk kyk, van geloof en ongeloof, kyk ons na hierdie wêreld deur die oë van genade in Christus. Sy toorn is helder en duidelik, met ander woorde sy woede oor die sonde is baie helder, dit sal nie ongestraf bly nie. Die Here noem dit by die naam. Die Here wys dit uit. Hy bestem dit selfs tot 'n oordeel. Maar nie sonder die genade van die verkondiging van die evangelie tot op die laaste dag van genade nie. Die Here bly genade bewys. Jesus se eie woorde, hy laat reën oor die gelowiges sowel as die ongelowige. Hy laat die seën van God oor almal spruit. En wanneer almal sy genade sien, het hulle geleentheid soos die Gees bepaal om gered te word. Ons kan nie dit keer nie. Ons kan nie hulle net keer om te glo nie, net soos Israel nie kon keer dat die Jewiete nie moes sterf nie. En dit is swaar om te kyk na die ongelowige wêreld. En ons wil hulle graag afvee van hierdie aardbol af. Maar in Christus is daar genade vir die wat glo. Tot op die bestemde tyd. Ons het nie beheer oor die tyd nie, dis sy hand. Ons het nie bestemde keer op God se grootheid en genade nie. Ons kan dit nie doen nie. Hy alleen kan. En is hierin waarin u en ek ons genade beleef. Hoe het hy ons gebring tot by geloof? Hoe het hy ons laat groei in geloof? En hoe maak hy ons instrumente vir 'n wêreld? Waar het hy vir Israel geneem uit Egipte, deur die woestyn, deur die Jordaan, verby Jerigo, verby Ai, tot by die Jewiete, vir beproewing en groei. Hoe werk die Here? Mag ons dit raak sien. In die groter prentjie van Christus het gekom, na 'n vervalle wêreld, en die evangelie in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uiterstes van die aarde laat versprei. Ja, selfs tot in hierdie dorp. Sodat ons kan hoor, ons kan sien, en ons kan glo, dat Jesus die Here is tot in ewigheid. Prys sy naam vir dit wat hy bewerk het en wat hy steeds bewerk. Al lyk hierdie wêreld so skelm. Wat gaan die Here maak as hy hulle begenadig? Wat gaan die Here maak as hy hulle gryp? Want ek weet my beloftes het gevolge. Ook hulle beloftes het gevolge. Elkeen se beloftes het gevolge. Die gevolge van die ongelowige en die gelowiges staan voor die Here binne sy groter raamwerk van genade. Mag ons opnuut besef waar ons staan in die genade van die Here. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, kan ons dit mis, hoe u hierdie genade bewys het, van daardie dag in die begin, deur die geskiedenis heen tot vandag toe. En hoe u woord kragtig spreek, tot die ontbloting van die mensdom se karakter. Maar u wat aan ons foute steeds toelaat,
dat U wil sal geskied. Wanneer ons lees in Romeine 13 en besef dat U die wraak, aan U die wraak sal toekom, dat ons nog steeds dit verstaan. Aan U kom werklik die wraak toe. Dis U wat die finale besluit oor die lewens van mense maak. Ons neem waar, Here. Ons sien, Here. En ons raak klein voor U wanneer ons besef waar ons die lyn sou trek en waar U dit trek. Laat dit wees volgens die goedheid en die guns. Aan U kom toe die eer, die lof en die dank. In Christus naam. Amen.